Hallo en welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn erediens. Ons is besig met 'n reeks oor die verskuilde boodskap van Kersfees en ons gaan bietjie meer daarvan ontdek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons goed is. Here, dankie vir hierdie Kerstyd waar ons opnuut herinner kan word van die goedheid, Here, van wie U is en wat U kom doen het en wat dit vir ons vandag beteken. Here, dankie dat ons die voorreg het om dit te kan vier. In hierdie land, Here, waar ons U naam kan grootmaak en waar ons kan weet dat U is ons koning. Wat 'n voorreg is dit nie om met U in verhouding te kan staan nie. Here, dankie vir hierdie goed. Seën vandag se boodskap in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle gaan vir ons lees uit 'n teks uit Lukas uit, Lukas 2 vers 25 tot 35 en dit lees as volg. Daar was 'n man met die naam Simeon wat in Jerusalem gewoon het. Hy was wetsgetrou en baie toegewyd. Hy was met die Heilige Gees vervul en het gretig uitgesien na Israel se bevryding. Die Heilige Gees het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterf voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Daardie dag het die Gees hom na die tempel toe gelei. Toe Maria en Josef opdaag om die kindjie Jesus aan die Here te wy, soos die wet vereis het, was Simeon daar. Hy het die kind in sy arms geneem en God geprys. En dan sê hy die volgende, baie bekend: Here, nou kan U dienskneg in vrede sterf, soos U my beloof het. Want ek het die verlossing gesien, wat U voorberei het voor die oë van alle volke, 'n lig om God aan die nasies bekend te maak en die glorie van U volk Israel. Josef en Maria was verbaas oor wat van Jesus gesê is. En dan luister wat sê hy verder. Toe het Simeon hulle geseën en van Maria gesê: Hierdie kind is bestem tot 'n val en opstanding van baie in Israel, en 'n teken wat weerspreek sal word. Hy sal 'n teken wees waaroor mense verskil. So sal die diepste gedagtes van baie harte bekend word. Maar wat jou betref, sê hy vir Maria, daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. Wow, wat gebeur hier? Net so 'n bietjie konteks, Jesus is 8 dae oud. En soos die gebruik is, moet hulle vir Jesus na die tempel neem, want hy moet ingewy word of geseën word of aan God gegee word, want dit is wat die wet vereis is. So Maria en Josef, Jesus aan hulle armpies, is besig om na die tempel toe te gaan, en dan is daar hierdie ou oom, wat eintlik vir hulle staan in inwag. En wanneer hy vir Jesus sien, dan is hy so opgewonde, want hy kan nie glo dat die redder van die wêreld nou verby hom kom nie. Hy is so opgewonde, hy vat vir Jesus, en dan sê hy 'n paar goed oor Jesus en van Jesus, wat vir Maria en vir Josef eintlik stom laat staan. Dat hulle vir 'n oomblik pause en sê, wow, wat is besig om hier te gebeur? Wat het hierdie ou oom nou net gesê? Wat sê hierdie ou oom? Hierdie ou Simeon, hy sê twee goed, eintlik twee profesieë wat hy oor Jesus sê, oor dinge wat Jesus gaan doen. Kom ons lees dit. Heel eers sê hy, hierdie kind is bestem tot 'n val en opstanding van baie in Israel, en 'n teken wat weerspreek sal word. Hy sal 'n teken wees waaroor mense sal verskil. Met ander woorde, hierdie ou oom sê, hou vir Jesus dop. Jesus gaan konflik bring tussen mense. Nou, as ek hierdie lees, dan dink ek met myself, wat gaan hier aan? Ek het gedog dat Jesus het gekom om alles goed te kom maak, om mooi te kom maak, om heel te maak, om te kom herstel, om halfie stukkies op te tel, om dit bymekaar te maak, of verstaan ek dit verkeerd? En die antwoord is nee, Stefan, jy verstaan dit nie verkeerd nie, maar baie keer is die proses om te herstel moeilik en anders as wat ons dink, en baie keer vanaf ons perspektief sal ons dink, maar hoorie, dit word nou eintlik erger, dit word nie beter nie. Hoe werk dit dan? 'n voorbeeld hiervan is, en ek kan myself nog die vraag vra, hoe maak 'n chirurg
iemand wat 'n kwaadaardige gewas in sy of haar liggaam het, hoe maak 'n chirurg so 'n persoon beter? Hoe herstel 'n chirurg so 'n persoon se lewe? Wel, die chirurg moet sy mes vat en hy moet die persoon sny en wanneer hy sny gaan dit seer wees en soos hy sny gaan daar bloed uitkom en wanneer die bloed uitkom gaan dit seer wees en hy gaan heel waarskynlik sy hande moet insit en hy gaan goed moet afsny en hy gaan moet uithaal en hy gaan dit toewerk en dit gaan 'n lang tyd vat vir hierdie wond om te herstel. Maar dis wat hy moet doen, want dit is die regte ding om te doen sodat die liggaam herstel kan word. Of dink aan 'n sielkundige. Wat doen 'n sielkundige? Julle, 'n sielkundige moet baie keer iemand wat deur 'n moeilike tyd gegaan het, iemand wat teneergedruk is, iemand wat depressief is, 'n sielkundige moet so 'n persoon baie keer help om eers die verlede, die goed wat hulle gebring het tot op daardie plek, te konfronteer, om met hulle daaroor te gesels. Hoekom? Sodat hulle daardeur kan werk. Dit moet eers daaroor gepraat word, sodat dit kan beter word. So, beide die chirurg en die sielkundige moet soms goeders eers tussen hakkies erger maak, voordat dit kon beter wees. Nou, wat het dit te doen met Jesus? Jesus sê in Matteus 10 vers 34, sê hy, moenie dink dat ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar 'n swaard. Nou, dit is baie interessant en baie belangrik, ons moet weet dat Jesus sê dadelik dan daarna, dat moenie worry nie, ek het nie gekom om geweld aan te hits nie, dit is nie wat ek gekom het nie, maar eerder bedoel hy, dat sy oproep om jou lewe met hom te belyn, en dit waarvoor hy ons roep, dit gaan konflik veroorsaak. So die ou oom sê, Jesus bring konflik tussen mense. Hoekom? Want sommige mense gaan Jesus aanvaar en sommige mense gaan hom verwerp. Julle, Jesus se styl, sy bediening, sy leerstellings, dit wat hy gesê het, dit gaan mense polariseer. Baie mense sal vir Jesus teenstaan oor die goeders wat hy leer, die goeders wat hy sê, die goeders wat hy openbaar, en baie mense gaan met hom verskil oor hierdie goeders wat hy maak, en dit gaan konflik veroorsaak, en ons sien dit tog so baie in Jesus se lewe, en dit wat ons van Jesus weet, dit wat ons oor Jesus lees, sien ons dat dit konstant oor en oor gebeur. Hoekom? Want hierdie goeders wat Jesus gesê het, hierdie stellings wat hy gemaak het, was nie Mickey Mouse stellings nie. Dit was nie klein goeders nie, dit was nie maklike goeders gewees nie. Die appelle wat Jesus gemaak het, was nie klein nie. Dit was baie konfronterend gewees. Hy het dit nie net maklik gemaak nie. En die rede hoekom mense hierdie teenstand gegee is, en Jesus sê ook in Johannes 3 vers 19 tot 20, dan sê hy, die rede daarvoor is want mense het die duisternis lief. Hulle het die duisternis lief, hulle het nie die lig lief nie. En wanneer Jesus die lig op mense se harte skyn, wanneer die lig kom en ontbloot wat in mense se harte is, dan hou mense nie daarvan nie. Daarom, wanneer Jesus kom en hy kom met sy appelle en met sy leerstellings en dit wat hy sê, en hy kom skyn die lig op hulle donker harte, dan word hulle ongemaklik. Self vandag nog gebeur dit. Dit het presies daar gebeur en dit gebeur vandag. Mense wat vir Jesus volg en sy leerstellings volg, beleef baie keer verwerping en haat en teenstand. Hoekom? Want dit is nie waarvan die wêreld hou nie. En Jesus het dit hard en duidelik kom sê, en daarom is Jesus in op sigself afronterend. Christendom is afronterend, want Christene staan vir bepaalde waardes en waarhede waarvan nie almal hou nie. Julle, ons sien dit nogal in die vroeë kerk, né? Die vroeë kerk is gebore in 'n wêreld wat pluralisties is, wat uitkyk gehad het op geloof van, weet jy wat, daar's baie gode, daar's baie maniere hoe jy vir God 'n offer kan gee, daar's baie maniere hoe jy God tot jou voordeel kan gebruik, en daar's baie maniere hoe jy vir God kan aanbid, en
En omdat daar verskillende wêrelde eintlik half gebots het met mekaar, mense verskillende gode gehad het, was hulle half verdraagsaam met mekaar gesê, ag, jy kan vir God aanbid soos jy wil aanbid. En jy moet nie vir my kom judge tussen hakkies van hoe ek my God aanbid nie. Anything goes, wat vir jou werk, werk vir jou. Toe die Christene gekom het die Christene gekom en gesê, luister mense, dit is nie so nie. Die waarheid is, daar is net een groot God. En hy vereis dat ons op 'n baie spesifieke manier moet leef. Hy roep ons om op 'n baie spesifieke manier hom te aanbid en die mense rondom ons te moet hanteer. En die wêreld het nie daarvan gehou nie. Mense was geafronteer met Jesus binne in Christene se lewens. En toe word die Christene bestempel as onverdraagsaam. En Christene word uit die samelewing uitgestoot. Hulle het nie werk gekry, dan klop goed wat gebeur het. Jy kan 'n bietjie gaan oplees oor hoe hulle teenstand gekry het, waar hulle bestempel is as onverdraagsaam. Want hulle het gesê, hoe kan jy vir ons sê hoe om te leef? So mense was geafronteer met Jesus. Dis onder andere hoekom hulle hom doodgemaak het, deur sy eie mense, die goed wat Jesus gesê het. Simeon sê hierso met hierdie stelling, Jesus in op sigself is afronterend, en as jy met Jesus identifiseer, dan sal jy ook wees. En dit is so ironies, want Christene bring ook vrede. Die Bybel sê dat Christene is ook vredemakers, dat hulle bring hoop en vryheid. En dit is waarvoor ons staan, dit is wat ons wil hê, en baie keer sal Christene voel soos die psalmskrywer wat sê, ek begeer vrede, dis wat ek begeer, maar wanneer ek praat met ander mense, dan soek hulle oorlog. Dit wat ons sê, afronteer en konfronteer mense. Julle vrede kan net kom, as ek my lewe met Jesus se afronterende oproep om my lewe te belyn met sy waardes en sy waarhede. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat Simeon sê is, Jesus bring konflik in mense. Nie net tussen mense nie, maar ook in mense. Wat beteken dit? Dit beteken dat aan die binnekant word daar 'n nuwe konflik gebore, en hy bewoord dit so wanneer hy met Maria gesels. Hy sê, daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. So, nie net bring die oproep om Jesus te volg konflik tussen Christene en nie Christene nie, maar dit bring ook 'n konflik hier in die binnekant. So wat beteken dit wanneer hy dit vir Maria sê? Heel eers sê hy, Maria, daar gaan goed in jou binneste gebeur, wat gaan voel dat dit jou uitmekaar uitsny. Dit gaan op verskillende vlakke en op verskillende maniere gaan dit voel asof jy op 'n rollercoaster is. Een keer gaan jy voel dat, wow, dit is so amazing om vir God te volg. Dit is so amazing om te sien dat hy mense se lewens verander, dat mense wat siek is gesond word, dat mense wat honger is kry kos, dat daar mense se lewens verander en dat dit beter word. Daar is mooi goeders wat gebeur, en sy gaan juig, en sy gaan sien hoe mense nader aan God gebeur. So aan die een kant is dit waar, en dit is wat Maria beleef het, en in 'n ander keer, in 'n ander tyd, dan sal sy beleef dat, wow, dit voel asof nou alles uitmekaar uit begin val. En ek kan dit nie meer vat nie, ek wil nou net opgee. En baie keer sal sy sê, ek wens ek kon net dood neerval, sodat hierdie pyn en hierdie goeders wat ek nou beleef, hierdie druk wat ek beleef, dat dit net kan oorwees, dat ek net verby dit kan kom, as hierdie pyn nou net kan ophou. En Simeon het nie gejok nie, want 'n swaard het deur Maria se siel gegaan, en gevoel asof sy in die binnekant in stukkies gesny word, toe sy gestaan en kyk het na die kruis, waarop haar seun hang, en hoe wreed dit is, toe hy daar hang, en hoe die bloed eintlik uit hom uitstroom. Kyk, ek is seker sy het gedink dat haar seun sal iewers doodgaan, maar sy het nooit gedink dat hy so gou sou doodgaan nie. En nie net so gou nie, maar so wreed sou doodgaan nie.
So sy staan en kyk na Jesus, haar seun op die kruis. En daar is 'n swaard wat deur haar siel gaan, want sy het hierdie ongelooflike pyn wat sy beleef. Die disippels het dieselfde beleef toe hulle na die kruis kyk. Want vir hulle was die bloedige kruis onverstaanbaar. Hoe kan dit gebeur? Want in hulle gedagtes is die een wat hulle gaan red, die een wat hulle hoop gebring het, die een waaroor hulle drome gehad het, hulle hoop en hulle drome is as te ware nou in flarde. Dit is vertrap as Jesus aan daardie bloedige kruis hang. Wanneer jy vir Jesus volg, gaan jy 'n innerlike konflik beleef oor met wat met jou gebeur. Maar nie net dit nie. Dit is nie net oor die goed wat buite my gebeur, wat my beïnvloed nie. Maar daar gebeur ook iets in my hart. Daar is 'n innerlike stryd, wat soms verwarring en onsekerheid gaan veroorsaak. En soms baie pyn en lyding wat ek gaan beleef. Julle, as 'n Christen, gaan jy baie goeters verkeerd kry. En in jou verhouding met God, gaan jy baie keer met God verskil. En jy gaan sê, Here, hoekom gebeur hierdie goeters met my lewe? Hoekom so en hoekom nie so nie? Waarom? Hoekom is dit asof U my uitkies en my uitsonder dat al hierdie goeters met my moet gebeur? Soms gaan jy met God beklei, soms gaan jy met God stry. Jy gaan in 'n geveg met God wees en in 'n geveg in jou binneste. J.C. Ryle sê, ons kan nie die vrede wat Jesus bring, beleef sonder dat ons hierdie innerlike stryd van bekering moet deurgaan nie. Ons gaan deur 'n innerlike bekering moet deurgaan, voordat ons by hierdie vrede gaan uitkom. So Jesus bring konflik binne mense, binne gelowige. Hoekom? Want gelowiges self is sondige mense. Gelowiges self het sonde en sukkel met sonde, en gelowiges, ek weet nie van jou nie, maar twyfel baie keer. En gelowiges sukkel ook met selfbeheersing en ook met selfbedrog. En wanneer daardie dinge in gelowiges se lewens aangespreek word, dan is dit ook soos 'n swaard wat deur ons siel sny. Hoekom? Julle, die proses van bekering. Bekering is soos dettel. Bekering is soos enige antiseptiese middel wat jy op 'n oop wond gooi. Nou ek is seker, jy het al iets daarvan beleef of gesien hoe iemand dettel op 'n oop wond gooi of enige ander antiseptiese middel daarop gooi. Wanneer jy dit op 'n oop wond gooi, en ek gaan nou 'n lelike woord gebruik, dan brand daardie middel soos die hel. Dit steek en dit brand en dit is verskriklik seer. Dit is wat in ons binneste gebeur. Want dit is nie vir ons lekker om dinge te erken wat ons nie wil erken nie. Bekering is nie lekker nie, want jy moet jou swakheid en jou dwaasheid erken. En ons wil nie. Ons wil dit nie doen nie. Julle, die enigste manier om die nuwe vrede van Christus te beleef en te ervaar, is deur om 'n proses te gaan van innerlike transformasie. Dit is 'n proses waar jy jou eie trots en selfregverdiging ondermyn om jouself oor te gee in die hande van Jesus Christus. Julle, God se vrede kom na gelowiges wanneer hierdie innerlike stryd hulle lei na 'n plek van oorgee. In Romeine 6-8 dan praat Paulus van hierdie innerlike geveg, 'n innerlike geveg tussen 'n Christen se ou self en 'n Christen se nuwe self. Die ou self wil hê dat jy jou eie meester moet wees, dat jy dinge in jou eie hande moet neem,
Dat jy moet goeders doen soos wat jy dink dit gedoen moet word. En weet julle wat, spoiler alert, maar dit wat jy dink goed is, en dit wat eintlik goed is twee verskillende goed. Die nuwe self weet dat vrede kan net kom wanneer jy God toelaat om beheer te neem van jou hele lewe. Dit is wanneer jy toelaat dat God jou bestuur, dat sy wil jou lewe deurdrink. Tim Keller sê dat dit is wanneer hierdie twee wille van die ou self en die nuwe self kruis, wat dit hierdie ongelooflike konflik in die binnekant van ons siel en in ons hart veroorsaak. Maar wanneer ons deur daardie proses is, dan kan ons eintlik op 'n plek uitkom waar ons sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Dan, wanneer ons daar uitkom, besef ons dat ons het nie die reg om vir God te sê hoe hy die heelal moet bestuur nie. Hoe hy met my moet handel en hoe hy met die wêreld moet handel en hoe ons dink hy dit moet doen nie. Dan staan ons terug dat God dit doen. Veral in my eie lewe. 'n lewe wat belyn word met God se wil. Ek sluit af. Jesus het gesê dat hy het gekom om die swaar te bring. En Simeon het dieselfde gesê. Dit beteken dat ons as Jesus volgelinge sal weerstand en vyhandigheid beleef, omdat die Jesus wat in ons is, self konfronterend is. Dit beteken dat ons baie seer en uitdagings gaan beleef en gaan moet deurwerk. En dit gaan nie altyd lekker wees nie. Maar hierdie Kersseisoen, hierdie Kerstyd, leer ons dat Christene moet nie ingee nie, moenie ingee tot selfbejammering nie, en dat ons nie kortsigtig moet wees oor dit wat ons beleef en ervaar nie. Want daar's iets aan die ander kant. Daar's iets aan die ander kant van dit wat ons beleef. En Simeon wys vir ons dat Christene moet gereed wees om te verwag dat daar moeilike tye gaan wees, om te weet dat daar moeilike goeders oor hulle lewe gaan kom. Hulle moet konflik verwag, maar dat daar wel vrede gaan kom, dat ons by daai plek gaan uitkom. Hoekom? Want ons weet dat ons is nie die enigstes wat hierdie swaard beleef nie. As ons metafories wil praat, dat ons in stukkies opsny nie. Julle, maar dat Jesus self op die kruis die swaard en die oortreffende trap beleef het. Jesus was in stukkies gesny as gevolg van ons sonde, as gevolg van ons wreedheid, as gevolg van ons evil wat in ons harte leef. Jesus het vir altyd die prys vir sonde betaal. Hy het onder die swaard gaan staan en die swaard het op hom afgekom. Die swaard het deur Jesus gegaan en hy het namens ons geveg. Namens my en jou, wat ons by 'n plek van vrede en herstel, 'n herstelde verhouding uitbrei. Dit was nodig. Dit was nodig vir Jesus om dit te doen, want hy het homself verruil en hy het in ons plek kom staan, sodat ons hierdie vrede wat hy bring, kan en gaan beleef. Sodat vrede kan heers en sodat daar herstel kan plaasvind. Julle, daarom weet ons dat aan die einde van ons persoonlike stryd is daar vrede en vreugde. En dit help ons om te verstaan dat wanneer ons deur moeilike tye gaan, dat God aan die werk is. Dat hy aan die werk is in ons lewe en in die mense rondom ons se lewens. God is besig om werk te doen deur ons en in ons. En hy is elke oomblik, elke tree van die dag saam met ons. Soos jy hierdie nuwe jaar ingaan, weet dat Jesus is saam met jou. Hy werk in mense en in jou lewe. En wanneer jy dink hy's nie daar nie, is hy juist daar. Amen.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Here, dankie dat ons in 'n teks soos hierdie in Lukas iets kan ontdek wat eintlik verskuil is. Iets wat ons baie keer mis en oorvra oor het. Hoekom, as ek vir Jesus volg, gebeur daar slegte goed? Hoekom stoot mense my weg? Vra wat ons oorseker is. En Here, U het in die woord vir ons kom wys hoekom. Maar dat dit goed is, omdat dit waar is dat U kom herstel. Dat dit waar is dat U mense se lewens kom verander en kom belyn met U wil en U waarhede en hoe U wil hê ons moet leef. Here, kom seën ons in hierdie nuwe jaar, wanneer ons opnuut ontdek wat dit beteken vir ons. Here, ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.